Amen. Gees van God, beweeg in hierdie plek in die naam van die Here. Ons bid vir die beweging van God se Gees. Dankie Here dat U hier is en dankie dat U elke persoon wat hier is wil aanraak. Here, werk soos U wil, dat die Gees van die Here waai deur ons, o Gees van God. Dis ons gebed vanoggend in Jesus se naam. Dankie. Kan die sitplekke neem. Dankie Monique. Jakob, is jy reg? Voor ons begin, is daar iemand wat miskien 'n getuie wil lewer hierso, wil net 'n kort getuie. Ek dink Herman hy wil graag 'n getuie lees. Kom ons hoor van die goedheid van die Here. Dankie Herman. Goeiemôre julle. Ek wil net baie dankie sê vir die Hemelse Vader. My broer is in die Filippyne, so daar's nou 2 tyfoons wat deur die Filippyne is. Derde een is op pad. En met die genade van die Here het niks oor hom gekom nie. Die hele plek waar hy bly, nie een sink afgewaai nie. Alles is heeltemal heel. Om hom is alles verwoes, net sy plek is staande. So vra ek dat ons staande in die Hemelse Vader se naam sal wees. Dis 'n groot getuienis om te sê, reg rondom jou is alles verwoes en al wat staan is jou plek. So moet ons staan in die Hemelse Vader om te weet, as ons in hom staan, sal hy in ons wees. Baie dankie Hemelse Vader vir die geleentheid om te getuig het wat U vir my broer gedoen het. Baie dankie. Dankie, die Here beskerm nog. Is daar nog iemand? Goed, kom ons bid. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om in hierdie diens vanoggend te wees. Dankie Here dat ons afhanklikheid van die Gees van God verklaar. Ek bid Here dat elke woord wat uitgaan nooit ledig sal terugkom nie. Ek bid dat U elke hart sal aanraak en elke mens se lewens sal verander, want God is in die besigheid van verander. U wil ons verander, Here. Ons stel onsself oop vir verandering, dat ons anders sal uitgaan as wat ons in hierdie kerk gekom het vanoggend. En ons eer U daarvoor, Here. Ons vertrou op U. Heilige Gees, werk soos U wil. En ek bid dat elke gedagte gevangene gaan hou onder Jesus Christus. Amen en amen. Ek wil graag vanoggend praat oor die wedloop van die lewe. Die wedloop van die lewe. Elkeen van ons is eintlik besig om 'n wedloop te leef, die wedloop van die lewe. So ek wil sommer begin met stories. Dis nou storietyd. Dis storietyd. So hierdie mense, buitelandse besoekers het by 'n pragtige plek gekom aan die see en hulle het verwonder oor hoe mooi die plek is. En terwyl hulle so loop en sien hierdie mooi plek, sien hulle 'n man wat daar self bly en hy het teen 'n heining gestaan, geleun teen die heining. En die een ou vra vir hom: "Meneer, ek is seker in hierdie plek is daar groot geeste gebore, groot geeste." Hy kyk hom so, hy sê: "Nee, net babietjies. Net babietjies." En om 'n groot gees te wees, of om die pad van die lewe te loop, moet mens 'n babietjie wees. Is dit nie so nie? Ons almal, wanneer ons gebore is ons net babietjies. Ek het groot geword en nie groot geword nie. Ek het in Parys was ek baie lank gewees. En ek wil net vir julle vertel hoe ek agtergekom het in die laaste jare het dinge baie verander. En Parys, jy ken mos Parys nie in die Vrystaat. Daardie jare is seker 20 jaar of langer terug. Het hierdie tyd van die jaar, wanneer dit nou mooi weer is, het die mense gestroom daarna toe. En die mense wat gestroom daarna toe, het ons genoem boemelaars, hobos, kraaie van die nasionale paaie. Hulle het in die somertyd na Parys toe gekom, want dit is vir hulle 'n hawe. Hulle kom nie meer soontoe nie. Ek weet nie hoekom nie. Ek dink ek weet. Ek het met van daai mense gepraat al. Mense wat ons noem hobos en dit. En ek het gevra, maar hoekom? Wat het gebeur? Hoe het jy nou hier geëindig? Hulle kom soontoe, dan bly hulle daar by die rivier en as dit weer warm word, koud word, dan gaan hulle weer na 'n ander plek toe.
Dis mense wat nie verstaan het van die wedloop van die lewe nie. Dis mense wat opgegee het. En as ek met hulle praat, dan vra ek my broer, nou hoe dit gebeur dat jy hier kom? En elke ou het is min of meer dieselfde storie. Nee, my vrou het my gelos, ek is weggejaag by my werk, ek sien nie meer kans vir die lewe nie, ek het opgegee oor die lewe. En nou loop ek maar rond en ek gaan hiernatoe en daarnatoe. Ek het eintlik oorgegee oor die wedloop van die lewe. Dus weet julle weet dat dit so was daar, nee? Nou sien ek nie meer daai mense daar nie. En ek het gisteraand gewonder nou, wat het geword van daai mense? Nou sien ek, daardie mense gaan nou na plakkerskampe toe. Hulle loop nie meer nie. Hulle bly plakkerskampe. Hoeveel honderde mense is daar nie vandag in blanke plakkerskampe? Hulle gaan nie meer nie. Hulle het opgegee oor die wedloop van die lewe. Hulle lewe, hulle bestaan, maar hulle lewe nie meer nie. Is dit so? Weet julle van wat ek nou praat hierso? En ek wil vandag oor die wedloop van die lewe praat. En my laaste storie. Ek het iemand geken wat man met 'n vrou, kind. En die persoon het vir die Here gebid en gesê, Here, ek wil graag 'n seun hê. Ekskuus. En God het hom geseën, vir hom 'n kind gegee. Sy vrou het klomp miskrame gehad, soos daai man nou getuig het, hoe die Here hom beskerm het. En net 'n rukkie nadat daai seun gebore is hy geskei. Sy vrou het hom gelos. Baie keer, dan, ons verstaan nie hierdie goeters nie. My vrou het al baie keer vir my gevra, hoe is dit dan moontlik, daar's mense wat so graag kinders wil hê, en dan kry hulle nie kinders nie. En daar's mense wat kinders het en hulle mishandel en so. Die wedloop van die lewe snaaks, nê? Baie snaaks. Maar laat ek eindig met die storie van die man. Ekskuus, ek is, daar's niks. Met die man van wat sy vrou hom gelos het. Vandag het die man 'n ander vrou gekry. En vandag is die man 'n prediker by 'n klein plattelandse gemeente. En hy verstaan die wedloop van die lewe. Hy verstaan die wedloop van die lewe. So as hier mense is wat voel, ek kan nie meer nie, ek is moeg vir die lewe, ek kan nie cope nie, want baie mense, daai mense wat ek in daai tyd in Parys, ek het met hulle gepraat. Hulle sê nee, maar die Here het my gelos, ek het nie meer, ek het nie 'n werk nie, ek is verwerp deur die wêreld, deur die lewe, deur alles, dit gaan sleg met my. Ek weet, hier's 3 soorte mense in die kerk vanoggend. Mense wat die wedloop van die lewe verstaan. Mense wat op pad is, nie hemel toe, maar om pad hemel te wees, op pad hemel toe te wees, moet jy ook die wedloop van die lewe verstaan. En dan sal mense hierso wat bietjie stadiger begin met die wedloop van die lewe. En party het gaan sit, en party sien nie meer kans nie. En ons as kerk, kind van die Here. En dis wat ek ook wil sê oor die plakkerskampe. Die kerk gaan by die plakkerskampe, hulle gee klere, hulle gee kos, hulle gee allerlei dinge. Maar die mense is nog steeds daar. Hulle het gaan sit, hulle het nie meer deelgeneem aan die wedloop van die lewe nie. Ek dink ons moet die Here 'n ander plan vra, behalwe om kos te gee en goed. Ons moet die Here vra dat hy in daai mense se harte kan lewe, dat hulle kan opstaan en weer loop die wedloop van die lewe. Amen. So wat ek eintlik wil vanoggend vir julle sê, en as hierso mense is, julle weet God gee vir mense genade om te kan sien. Ons sit in 'n kerk, dis 'n familie, en in die familie baie keer is mense wat gaan sit het, wat nie meer kan sien vir die wedloop van die lewe nie. En ons moet die Here vra dat hy ons oë kan oopmaak, want tussen ons en langs ons en om ons sit daar mense wat opgegee het oor die wedloop van die lewe. En dit is my plig en jou plig en ons plig om ons hand uit te sê, nee my broer, nee my suster, kom man. Tel hom op, sê kom ons loop saam. Ons loop saam die wedloop van die lewe. Dis die kerk se werk. Amen. Doen die kerk dit.
Baie keer doen hulle dit, maar baie keer faal hulle om vir mense op te tel. Ons werk is om vir mense. God het ons hier gestuur op hierdie aarde, die kerk van die Here Jesus Christus, om mense te help, om op te staan, die wat opgegee het oor die wedloop van die lewe. Amen. So ek wil vir ons vra vandag, as ons hier uitgaan en in die toekoms, ons kan sien, julle baie keer, en ek praat nou sommer net, man, dis my familie hier, ek praat lekker met julle. Julle weet, baie keer het mense al my gesê, wat skei, die ou sê, wel, ek is die laaste ou wat dit uitgevind het. Dis nie so nie, hy is die eerste een wat dit uitgevind het, maar hy wil dit nie sien nie. Is dit waar? Hy is die eerste een wat dit uitgevind het. Hy het gesien, hier's moeilikheid hier, maar hy wil dit nie sien nie. Ons moet sien wat om ons aangaan, en ons moet die wedloop van die lewe loop in die naam van Jesus. Eintlik hardloop. Hardloop sê die woord van die Here, die wedloop van die lewe. So ons moet die wedloop van die lewe aanvat. Ons moet hom loop en hardloop. Ons is bevoorreg om dit te kan doen. Ek wil 'n paar versies lees. Die eerste een uit 1 Korintiërs 9 vers 24 en 27. Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat dit net een die prys ontvang? Hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwerklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwerklike. Ek hardloop, sê Paulus vir die Korintiërs, hy sê ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie, maar ek kastei my liggaam en ek maak dit dienstebaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir die ander gepreek het, selfverwerplik sou wees nie. Paulus sê dat ons weet, ons is besig om in 'n hardloop, in 'n reis, ons is in 'n baan wat ons moet hardloop, en mense wat oefen, hulle onthou hulle van allerlei dinge, en dit is hoekom hulle dan in hulle hardloop, en hy sê vir 'n verwerplike kroon, dis 'n kroon wat verbygaan, maar ons kinders van die Here, ons hardloop 'n lewensreis. Die lewe is soos 'n wedloop, nie teen ander mense nie. Ons hardloop nie 'n wedloop, 'n lewensreis wat ek hiervan praat, ons hardloop nie teen ander mense nie. Ons hardloop teen versoekinge. Ons hardloop teen tyd. Ons hardloop teen uitdagings. Ons hardloop teen terugslae in die lewe wat in ons lewe gebeur. Ons hardloop teen ontmoedighede. Ons hardloop teen hartseer en ons hardloop teen allerlei dinge. Dit is waar ons teen hardloop. Elke dag gebeur daar dinge met mense. En die Here wil vir ons aanmoedig en sê, ons hardloop nie teen mense nie, ons hardloop teen hierdie dinge wat in ons lewe gebeur. Amen. Op die pad na 'n ewige bestemming toe. Dit maak nie saak hoe vinnig jy hardloop nie, of jy loop nie, maar of jy volhard aanhou tot die einde toe. Dit is 'n geestelike wedloop. Ons hardloop op 'n geestelike wedloop elke dag van ons lewe. En ek wil elkeen van julle aanmoed en sê, baie keer word mens bietjie moeg geraak, baie keer word jy moedeloos, baie keer weet jy nie wat om te doen nie, maar ek wil vir ons aanmoedig deur die woord van die Here om te sê, hou aan, moenie moed opgee nie. Moenie moed opgee nie, kind van die Here. As jy iets wil uitvat van hierdie woord, dan wil ek vir julle sê, moenie moed opgee nie. Ons weet van mekaar, ons ken mekaar se probleme, maar wat gaan ons maak? Moenie moed opgee nie. My eerste punt is, jy weet waar jy nie moet hardloop. Elkeen van ons weet waar ons moet hardloop. As ons nie weet nie, dan moet jy so gou as moontlik uitvind waar jy moet hardloop. As jy nie weet nie, gaan jy nooit daar uitkom nie, want if you go nowhere, you always get there, and there's nowhere. So die eerste belangrike ding is, ons moet weet waarheen ons gaan hardloop. In Filippense 3 vers 14 lees ons, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na voor, en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Die hoë roeping van God in Christus Jesus, dis die prys wat ons gaan verkry, en dis waarna ons moet hardloop, dis waar ons nou moet toe jaag. Nie net om hemel toe te gaan nie,
maar om soos Jesus te word. Die Here wil hê, ons is geskaap om soos Jesus te word. En ons moet hardloop, die hardloop van die lewe. Jy moet lighardloop, kind van God. Ek is nie 'n rekkie of 'n wille ou army man of iets nie, maar ek weet ek was bietjie in die army gewees daar. Hoe hulle in die army toe ons nie oorlog of daai jare wees, party van julle weet dit. Hoe ons gemaak het as hulle die vyand se spore kry, dan het die spoorsnyers gehardloop agter die spore aan. En die spoorsnyers het net die wapen gehad, het al die rugsakke, alles dat hy kan vinnig hardloop. Kind van die Here, wanneer ons die reis van die lewe hardloop, dan moet ons lig hardloop. Ons moet los wees om te hardloop. Daar's dinge wat ons vashou. Daar's dinge wat vir my en jou vashou wanneer ons besig is om die reis van die lewe te hardloop. Hebreërs 11 vers 1 sê, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis, 'n getuienis rondom ons het, laat ons elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die hardloop wat ons lê. Die laste wat afgelê word, ons kan nie die reis hardloop, ons kan nie hardloop nie as daar laste op ons is nie. Die laste wat ons kry, is die laste so skuld, ek voel skuldig oor dinge en goeders. Wanneer jy skuldig voel oor goeders, bring dit maar die Here toe. As die Here met jou vra en hy sê, luister Henry, jy moet hierdie dinge los, dan los jy dit in die naam van die Here, want daai laste gaan maak dat jy sukkel om hier reis te hardloop. Amen. Die laste van skuld, die laste van goeders in jou lewe. Die Here sê in 1 Johannes 1 vers 9, God is getrou en regverdig, as jy jou sonde bely, dan vergewe hy jou, en hy dink nie weer daaraan nie. Moenie dat die sonde van die verlede, die dinge van gister en eergister, jou maak dat jy hierdie lys van vandag nie kan hardloop nie. Los dit, los die dinge van die verlede. En daar's verskeie dinge, by elke mens is daar ander dinge. Ek kan nie 'n lys maak nie, as ek 'n lys maak, dan gaan baie keer word mense kwaad vir my. Ek het my eie laste gehad. En die Here het my gehelp om dit te los. Ek het op 'n stadium van my lewe, maar dis baie jare terug, kwaai gedrink, kwaai. En ek bereik nie daaroor nie. Kind van die Here, mense wat, julle weet, alkohol, mense wat verslaaf is aan alkohol, en dit is verskriklik. Hulle is verslaaf, hulle kan nie die reis hardloop nie, want dit is te veel las op hulle. En ek onthou een dag, en ek was altyd 'n social drinker, ek het nie baie by die huis gedrink nie. En een dag toe gaan ek en ek gooi vir my drankie in. En terwyl ek ingooi, toe hoor ek 'n stem, nie 'n hoorbare stem nie, 'n stem wat vir my sê, Henry, ek wil nie jy moet drink nie. So die Here weet dat dit vir my 'n las is. En ek het dit uitgegooi en ek het gelos deur die genade van die Here. Hoekom gee ek hierdie woord vir elkeen van julle? As daar las in jou lewe is, en die Here het vir jou gesê, ek wil hê dat jy moet hierdie dinge los. Ek wil hê dat jy moet dit los. Dan moet jy dit los in die naam van Jesus. Hoor, kind van die Here. God praat nog steeds vandag. Soms met 'n hoorbare stem, maar soms net met 'n stem. En hy roep jou by die naam. En hy sê vir jou, hierdie ding wat jy doen, ek wil nie hê dat jy moet doen nie. Want eintlik wat hy sê, hierdie is 'n las vir jou. En hierdie las gaan maak dat jy die wedloop nie gaan voleindig nie. Ons moet hardloop sonder wrokke, sonder skuld, sonder vrees, sonder bitterheid. Wanneer ons mekaar nie vergewe nie, is dit 'n las wat maak dat jy naderhand nie meer die reis kan hardloop nie, die geestelike lewensreis nie. Wanneer jy twyfel, wanneer daar onkunde in jou lewe is, wanneer jy verslaaf is aan dinge, wanneer jy gedurig dink aan die verlede, dan is dit 'n las wat jou la. Die Here sê, ons moet lig hardloop, kind van die Here. Kom ons maak vanoggend 'n besluit en sê, ek wil lig hardloop op hierdie geestelike lewensreis van my. En ek wil ontslaa raak van al hierdie dinge. En die woord van die Here sê, dat ons wat hand aan die ploeg slaan, moenie agtertoe kyk nie. Om agtertoe te kyk, maak dat jy skeef ploeg. Kom ons maak 'n besluit vandag. Elkeen van julle maak 'n besluit en sê, ek gaan lig hardloop. Ek gaan al hierdie goed van die verlede, die goed wat my terughou, gaan dit los, sodat ek
die geestelike reis van die lewe kan hardloop. Jesus sê, my genade is genoeg. Hy sê, staan op. Die woord van die Here sê, al val 'n regverdige 7 keer, en 7 is nie net die getal nie, dis volmaak. Al val hy so baie keer, hy sal elke keer opstaan. Ek wil vanoggend met u praat en myself praat. Ek preek altyd vir myself. Kom ons hardloop lig. Kom ons los die goeders van die verlede. Kom ons staan op en ons begin weer opnuut om die geestelike lewenslys te hardloop. Kom ons hardloop lig. Kom ons hardloop lig. AGS Middelvlei. Kom ons hardloop broer en suster en ons los die dinge. En jy moet volhard tot die einde toe. Hou jou oë op Jesus. Op die volëinder van ons geloof. As ons oë op Jesus hou, dan sal ons kan aanhou hardloop. Die wenpaal is net hierso. Die Bybel sê dat ons met die koninkryk van God bestorm. Ons moet nie links of regs kyk nie. Ons moet vorentoe kyk. Hebreërs 12 vers 1 praat ook van hierdie lig hardloop. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom is, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Hebreërs 2 vers 12 se vers 2 sê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman, die volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Jesus het vir ons 'n voorbeeld gesê. Dis hoekom ek gesê het ons moet soos Jesus wees. Jesus het 'n voorbeeld gesê. Hy was die volëinder van die geloof. Hy het die vreugde wat hom voorgehou is. Hy het die kruis verdra en die skande verag en hy sit nou aan die regterhand van God. Jesus het nie opgegee nie. Kind van die Here, Jesus het nie opgegee op my, op jou nie. Hy het nie opgegee op ons nie. Hy het nie opgegee op sy kerk nie. Hy sê in sy woord dat op hierdie rots sal ek my kerk bou en die poorte van die hel sal dit nooit oorweldig nie. Jesus het nie opgegee oor my op jou nie. Jesus het nie opgegee nie en daarom kan ons die hardloop met ons oë gefestig op Jesus. Moenie opgee nie, moenie twyfel nie, moenie wegdraai nie, moenie doen wat jy nie moet doen nie. Hou aan, vertrou die Here. Ek weet daar's mense wat baie jare al bid vir dinge. Suster, as jy bid vir jou man tot bekering kom, hou aan bid. Hou aan, daar sal 'n dag kom wanneer dit sal gebeur, met volharding. Hou aan om te hardloop, die reis van geloof, die reis van gebed. Onthou kinders van die Here, die prys wat wag. As ons aanhou om die pad van die Here te hardloop, is daar 'n prys. En dit is 'n prys wat mense nie in die wêreld kan kry nie. Daar's mense wat jarelang oefen om 'n hardloop, om 'n wedren te wen. En hulle hou hulle van alles. En wat van ons kinders van die Here? Daar's 'n prys wat ons gaan kry. En as jy dink, ek het al hierdie goeters ook al gepraat in die kerk eendag. Ek het vir mense gesê, julle weet, julle wat geld vat by die polisie manne wat geld vat. Julle is so dom. Daai man koop jou om met R100. Hy koop jou om met R100. As jy gevang word, kan jy jou werk verloor. Jy kan alles verloor. So is jy bereid dan om jou lewe weg te gee vir R100. Waarvoor is julle bereid? Ek praat nie net van die hemel nie, ek praat van 'n ewige lewe, ek praat van die verhouding met God. Waar is jy bereid dat daar iets kan kom tussen jou en God? Is daar iets wat tussen jou en God kan kom? Kan sonde maak dat jy die Here los? Kan sonde maak? Vir 'n man kan 'n mooi vrou dit doen? Kan geld dit doen? Kan 'n verkeerde lewe dit doen? Jy moet kies. Maar ek dink is 'n dom persoon wat dit doen terwyl hy weet daar's 'n plek in die teenwoordigheid van God. In 2 Timoteus, kom ons lees saam. 2 Timoteus 4 vers 7 en 8 staan daar. Paulus sê, en ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig
en ek het die geloof behou. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof gehou totdat wanneer ons gaan sterf eendag en niemand gaan ons vir ewig lewe nie, kan jy dan sê ek het die goeie stryd gestry, die wedloop, die geestelike wedloop van die lewe het ek voltooi. Ek het my oog gehou op Jesus. Ek het my laste afgelê. Die Here het my gehelp om hierdie dinge te doen. Uit jouself kan jy dit nie doen nie. Broers en susters, vra vir my. Ek weet ek is die eerste een wat weet jy kan nie. Maar met God is alle dinge moontlik. Dis die Here alleen wat jou kan help om hierdie geestelike wedloop te volëindig. Dan lees ons vers 8 sê, verder is my weggelê. Hoor, dit is wat vir ons weggelê. Verder is my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie net aan my alleen nie. Die Here, die regverdige regter, sal vir my op die dag 'n kroon gee. En Paulus sê nie net aan my alleen nie, maar ook aan almal wat die verskyning van God liefgehad het. En ook aan almal wat die wedloop, die geestelike wedloop voltooi het, wat aangehou het totdat Jesus gekom het. Dit word al hoe moeiliker om hierdie wedloop te hardloop, want daar word al hoe meer dinge gebeur. Ons lewe in 'n land waar allerlei dinge verkeerd is. Is dit nie so nie? En ek wil vir julle aanmoedig, kind van die Here, wanneer daar 'n versoeking kom, wanneer dinge in jou lewe gebeur, dink aan hierdie woord wat sê dat ek het die wedloop volëindig. Dis maklik om weg te draai van verkeerde dinge. As jy vol van die Heilige Gees is, dis maklik. Kyk mooi na wat jy kyk. Kyk mooi na waar jy gaan. Kyk mooi na wie jy meng. Ek het gepraat van hierdie mense wat ons genoem het kraaie van die nasionale paaie en al daai goed mense. Ons werk is om daai mense te help, om op te lig, om vir hulle kom vertel, luister, ek het 'n ander, daar's 'n beter plan. God, jy's nie nou in God se plan. Wanneer jy in hierdie plekke sit en hierdie goeters en daar's baie bedrog, daar's baie goeters. En ek dink ek wil net ietsie by sê, dit lyk my hulle is baie op die ou mense gerig. Ou mense. Ek weet nie of hulle dit weet of wat nie. En hierdie week het hulle ook my foon alweer gehack. Iemand bel my. Hy bel my, sir, this is Prophet Joseph from a prophet. I just want to, en hy praat Engels, swart man. Hy sê, daar's 'n vergadering wat hulle gaan hou, 'n geestelike vergadering. Hy wil net seker maak dat ek nou deel is van die vergadering. Hy gaan my 'n nommer stuur, ek moet net die nommer vir hom gee. Hy sê, I'll send you just give it to me. Ek sê, wel, dis die nommer wat op my foon is. Toe ek dit klaar vir hom gegee het, die volgende wat my oop foon staan, jou WhatsApp is oorgeplaas na 'n ander foon. Die profet het my bedrieg. Die profet het my WhatsApp gesteel. Gelukkig het Jason my gehelp. Julle sien hoe leef die lewe. Ek kan nie glo nie. Ek het nie afgedwaal van die boodskap nie. Die boodskap is, kom ons hou ons oë gefestig op Jesus. Kom ons die hardloop, die reis, dat ons kan op die einde kan kom. En elkeen van ons, ek begeer en ek weet dat die Here in ons hart werk om hierdie begeerte te hê, dat die Here vir ons gaan sê, mooi so, mooi so, mooi so, oor min was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Hoor julle die woord van die Here, as ons die reis, die wedloop leef, die geestelike wedloop, soos God wil hom sê, dan gaan ons hierdie woorde, mooi so, kom in die koninkryk van God, kom in die hemel en daar waar God is, waar daar nie hartseer is nie, nie trane nie, niks, waar God alleenig is, waar dit net wonderlik is. Sien julle uit na die koms van die Here, sien julle uit om daar te wees waar die Here is. As julle daar wil wees, dan moet julle die geestelike wedloop hardloop. Hardloop lig, hardloop met volharding, en nou aan. Dis nie die mens, hoe vinnig jy hardloop nie, is hoe jy meer aanhou en aanhou en aanhou. En sal dit nie lekker wees, as jy daar kom, en jy kry vir iemand daar, waar jy eendag gesê het, my broer, kom ek help jou, kom ek vat jou hand, en ek help jou, en ek sê vir jou, kom ons gaan saam,
Dis beter om saam te gaan. Mense daar by die plakkerskamp, hulle is almal saam. Hulle sukkel want hulle probleme is baie, maar God sê, ek is hier vir julle. Hoor julle die stem van die Here? Die Here roep elkeen van ons en hy sê los die dinge wat nie van God af is nie. Dankie vir die voorreg om die evangelie, die goeie nuus van Jesus te verkondig. Nou, daar's mense hierso wat sit wat baie probleme het. Daar's mense wat die Here gesond maak en dan kom ons sluit net ons oë net vir 'n oomblik. Here, dankie vir die voorreg. Dankie dat U vir ons leer uit die woord uit, die waarheid leer. Dat ons met die wedloop, geestelike wedloop, hardloop. Geef vir ons die krag en die genade om te doen, Here Jesus. Dan is die mense hierso wat hier sit en wat moeg geword het. Die wat hier is, wat hardloop, wat gefokus is. Ek wil hê dat julle moet ook bietjie dink aan die mense wat julle elke dag kry. Die Here wil nie hê dat die woord van die Here sê daar is 'n plek in die hemel vir almal. Dis God se wil dat almal tot bekering moet kom. Maar hoe het ek tot bekering gekom? Ek het tot bekering gekom deur 'n vrou wat vir my gebid het, deur iemand wat my hand gevat het, deur iemand wat altyd daar was vir my. Ek noem hom 'n geestelike leier of iemand. As ek onthou toe ek baie gesukkel het. Julle weet mense sukkel met hierdie goeters om dit te los, nee my broers. Ek sukkel. Maar ek het 'n vriend gehad en ek het na hom toe gegaan en ek sê Jan, ek sukkel man, ek weet nie hoe om hier goed te los nie. Ek het 'n probleem. En hy sê vir my, hoorie, ek kan jou nie help nie, maar die Here kan jou help. As ek by sy huis ingaan, daar's 'n kamer en hy sê kom ons bid. En elke keer wanneer ek probleme gegaan het, het ek daarna toe gegaan. Hier op hierdie plek in hierdie omgewing moet 'n plek wees waar mense toe gaan as hulle probleme het, as hulle sukkel, en hierdie plek is die kerk. Amen. En die kerk is die plek waar mense moet gaan. My broer en suster, as jy opgehou het en moeg geraak het en gaan sit het, kom na die kerk toe. Die Here gaan vir jou help, hy gaan jou oplig en hy gaan jou weer op die pad sit om te hardloop met 'n verwagting om te weet dat die koms van die Here is naby. Amen.